Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons die geleentheid gee om met sang en lied, met woord en nadenke U wonder aan te gryp. Die wonder dat U bemoei het met ons, dat U ons as U skepsele nie vergeet het nie, maar met ons kom moeite doen om ons saam met U tot in ewigheid te hê. Dankie dat ons dit kan herdenk, dat U vir ons geheue herinneringe gee, dat U vir ons rituele en ritmes gee om dit te onthou. Ons wil graag vra dat U vir elkeen op 'n manier sal aanraak vandag, deur die woord en gees. Asseblief. Amen. Ons wil uit die Matteus video uit, wil ek graag 'n videoklip speel, maar ek wil vra dat julle die ligte sal afsit hier, want ek is net bang, dit gaan nie so duidelik hierdie kant wees teen die muur, as net om julle terug te neem, dit is 'n woord vir woord. Destyds het Regard van der Berg en ander persone het hulle gewerk om die Matteus Evangelie sin vir sin deur te werk. Bruce Marciano was die hoofakteur en hierdie is die gedeelte wat ek gesny het uit daardie video uit, sodat julle kan net 'n prentjie kry van hoe dit kon gewees het daardie tyd toe Jesus die intog beleef het. Go to the village ahead of you. And at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him that the Lord needs them and he will send them right away. This took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest! When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? The crowds answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. In Johannes 18 lees ons, Pilatus sê toe vir hulle, sou jy dit lees? Ekskuus. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie.
Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra: "Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?" "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is hy tog wel 'n koning?" vra Pilatus. "Dit is soos u sê, ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toegekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." Baie dankie, Karen. As Jesus sê hy is nie van hierdie wêreld nie, dan dink 'n mens aan hoe Jesus se koninkryk anders kan lyk. En dan is dit mens net verstom as jy die nuus aansit en sien hoe in die Midde-Ooste missiele, drones of hommeltuie die lande daar mekaar tref, hoe dit 'n impak het op die hele wêreld en ons op die ouend ook aan hierdie kant van die wêreld raak. En dan kom Jesus soos 'n kontras teenoor dit als om aan te dui, sy wêreld is nie soos ons wêreld nie. Sy koninkryk is anders as ons aardse tipe koninkryke. En sy koningskap is anders, want die verskil is, hy is 'n goeie koning. Hy's 'n goeie koning. En ek wil graag die woord goeie gebruik, omdat dit ook aansluit by Goeie Vrydag, en die letters van dit neem om net vir ons 'n paar gedagtes te wissel rondom hierdie koning, wat die goeie koning is, en wat vir ons 'n goeie Vrydag op die ou end dan ook opgee. So vandag se gedagte rondom goeie, die Gees staan vir my vir genadige God. Nou as 'n mens die Ou Testament deurblaai, dan lyk dit vir jou telkens maar dis asof God net mense straf. Maar as jy elke slag kyk, sal jy sien, dis mense wat wegdraai van God af. Dis mense wat ander iets as belangrik of 'n ander iemand as belangriker ag as God en daarom vir God ignoreer as die belangrikste een in hulle lewe. En dan telkens gebruik God die geleentheid om hulle weer terug te trek na hulle self. Dit is interessant, die woord tug wat ons al vroeë jare baie in die kerk gebruik het, is eintlik om terug te trek, om weer jou 'n disipel, 'n volgeling van God te maak, om weer vir jou in die liefdeskring van sy familie en gesin in te bring. So ons kry 'n kykie van God se hart hier. God is die goeie God, hy's die genadige God, want dis die hart van die goeie, is God is genadig vir ons. Hy oordeel en straf ons nie volgens al ons oortredings nie. Ek het vanoggend onthou, destyds het ons die sogenaamde EE3 kursus geloop, Evangelism Explosion, wat reg oor die wêreld gegaan het vir hoe jy mense na die Here toe lei, en daar's 'n sekere aantal stappe wat jy dan doen, 'n soort van 'n logiese proses met dit. Maar een van die momente daarin is om net vir mense bewus te maak van hoeveel sondes hulle min of meer op 'n dag doen. As jy so gemiddeld skat, sommer uit die gehoorheid, hoeveel sondes dink julle doen mense min of meer, verkeerde goed doen hulle min of meer op 'n dag? Gee sommer 'n getal. Ontelbaar, sê iemand? Voltyds, ja. Mooi. Nou, EE3 het ons geleer en sê, okay, vat net een sonde 'n dag, dis 365 sonde 'n jaar. 'n Sonde is 'n jaar, né? Nou vat nou jou ouderdom, sê nou my eerste 7 jaar het jy nie geweet jy doen sonde nie. So trek dit gou eers 7 van jou ouderdom af. En dan maal jy dit met 365, dan is dit slightly hoeveel sondes jy nou al gedoen het. So met ander woorde, as jy 10 is, dan beteken dit is 3 maal 365, dat jy al so 1000 sondes gedoen. So nou kan jy vir jouself uitvermenigvuldig, wat het jy al as track record? Ek wil, jy sou nooit uit die tronk uitgekom het, as dit 'n geval was in daai verband nie. Maar dis jy is die punt wat probeer maak, is om te sê, ons natuurlike geneigtheid is eintlik om ons weg te draai van God af, maar God oordeel anders oor ons, want God is 'n genadige God. Genade is die hartklop van God.
Dis hoe God is en dis hoe God se koninkryk lyk en dis hoe God wil hê ons sy koninkryk moet laat lyk. So die goeie genuus is vandag juis genade neem die lewensvorm aan, word lewe op aarde en daardie lewe kry 'n naam en daardie naam is Jesus Christus, ons verlosser, die een wat ingekom het in Jerusalem, vir wie hulle gesing het, Hosanna, red ons asseblief, sodat hierdie koning kan kom wys, God is 'n genadige God. Kom ons sing nou, of dit gaan nou saam gesing word, deur die lofsanggroep, Is He Worthy, met André Strydom as solis. Shadows deepen. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that we could all make this new? Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the high within His midst? Is it good that we remind ourselves of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, He is David's root, the Lamb who died to ransom the slave. Is He worthy? Is He worthy?
who conquered the grave. His name is true, the Lamb who died to ransom the slave. Is he Lord from every nation and tongue? He has made us a kingdom to please the King and reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy? Is he Die oë van goeie staan vir my vir ontmoeting. Reg deur die wêreld heen of deur die tyd van Jesus heen, het Jesus vir die randfiguur gekom, vir die outsiders het hy gekom. Want dis hoe God se koninkryk lyk. En dis interessant as mense eers iemand as 'n outsider definieer, dan hanteer jy die persoon soos 'n outsider en dan kom daai persoon nooit in jou binnekring en goeters nie. Ek het vanoggend aan die ander kant onthou en vertel dat ons het destyds 'n inrykerk gehou hier by die laerskool sodat ons in Desember vakansies meer mense kan akkommodeer, want Kusweg se kerk kan net 300 mense vat, maar as jy in die aand dan mense in hulle motors het en ons het toe die eerste lisensie gekry van die onafhanklike uitsaai owerheid om oor motorradio's uit te saai, ons het luidsprekers gehad en al dies meer. Maar nou moet mense die ding propageer dat mense net weet daarvan, want anders weet hulle nie van die geleentheid nie. En wat toe gebeur het is, so sit ek en my seun plakate oral op wat die inrykerk adverteer en is so skemeraand in Somerset Wes en ek sit die plakkaat daar op teen die paal en hier kom twee dames oor die straat gestap en vra waaroor gaan dit. Ek verduidelik en ek is so nice om te sê, my seun sê net, pa, jy moet kom. Nou, ek verduidelik verder vir hulle waaroor dit gaan, waar die idee is en hoe ons mense probeer kry en ons sal selfs mense aanry daarvoor, want ons wil dit juis 'n groot geleentheid maak om al hoe meer mense te bereik met die goeie nuus van Jesus se geboorte. My seun Jannie sê net aan mekaar, pa, jy moet kom, ek is net, man, moenie so ongeskik wees nie. Ek praat nou met die mense verduidelik vir hulle. En ons nou uiteindelik al wegloop vra van, wat is jou storie? Hoekom het jy my so geaangeraak? Hy sê, pa, dis prostituie. Ek het eers later gedink agterna, dink ek, hoe het hy geweet hulle is prostituie? Maar jou dilemma is die oomblik as jy weet, daai een sou sê, maar jy het nou 'n etiket gegee, dis nou 'n pro in een of ander gebied, dan hanteer jy daai persoon en jy gee nie weer genade vir daai persoon nie. En dis juist waar Jesus mense ontmoet, want Jesus gaan in daai kringe in daai mense in wat ander mense verbyloop, wat hulle nie voor omgee nie. En hy maak dit sy koninkryk. So in sy koninkryk is tollenaars welkom, is prostituie welkom, is almal welkom, want God wil ons ontmoet. En die goeie nuus van God se koninkryk is, God ontmoet ons deur Jesus as God se mense. En so in daardie liefde van ontmoeting, bou God sy unieke koninkryk. Daar het iets groots gebeur, wat vasgevang is in die woorde van die W.E. Gelou se gedig, met die naam Avondmaal. Ek graag vra vir Dominee Erik, om dit vir ons asseblief te dig.
Daar was 'n stilte in die oppersaal toe hy met sterk verhewe hand hom draai en sê: Die man wat my vannag verraai, sit saam met my aan hierdie avondmaal. In twyfel het hulle daardie woord herhaal en wis nie dat hulle voor die hane kraai soos blare van 'n boom van hom sou waai. Maar een was doodsbleek teen die lampepaal. Toe het hy die brood geneem en God gedank, dit met die hand gebreek en dit geseën. Die beker het hy boordevol gegooi met wyn wat dartel is en fonkelrooi. Maar hoog gehou was in geen hand voorheen ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank. Die eer van goeie staan vir my vir eenmalig. Ons het nou gepraat vroeër van al die feit van, as jy 'n sonde 'n dag doen, hoeveel het jy nie al opgegaar in die tyd wat jy leef nie. Maar eenmalig is daarmee afgereken. Eenmaal aan 'n houtkruis sterf iemand vir ons almal se sondes. Neem ons almal se sondes op hom en dra dit tot in die dood in, tot in vergifnis in. En ons word vrygespreek. En die goeie nuus van God se koninkryk is, Jesus sterf eenmalig aan die kruis, om ons meermalige sondes te vergewe. Vir altyd is eenmalig, finaal, met ons sondes afgereken. Kom ons sing saam. Agnus Dei. Ons kan staan terwyl ons dit doen. Hallelujah.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Die I van goeie staan vir my identiteit verander. Is interessant, die Latynse woord vir identiteit is die woord idem wat dieselfde beteken. Dis waar die woord afgelei is. En wat die amazing ding is, as ons lewe gee vir Jesus en sy kruisdood persoonlik aanvaar, hoef ons nooit weer te sê ons is sondaars nie. Dis 'n identiteitsskuif wat plaasvind. Tot op die punt waar Jesus sterf, word van ons gepraat as sondaars, maar die oomblik wat jy jou lewe vir Jesus gee, is jou identiteit anders, jy's kind van God, jy's nie meer sondaar nie, jy mag dalk sonde nog doen of pleeg, en bewuslik of onbewuslik, maar jou identiteit is anders, jy's nooit weer, in die Nuwe Testament, in die Grieks sondaar genoem nie. Dis die goeie nuus. Jou identiteit het verander, jy's kind van God, die goeie God, wat die goeie vir jou bedoel, en die goeie wil hê, jy moet naleef. Nie meer sondaar nie. Laat ons daaraan vashou. Want God noem sy eie kinders nooit weer sondaars nie. Kom ons sing nou, of die loflied, The Goodness of God. Kom ons staan. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. gehad het as ek daar kon wees, sou ek die volle prentjie gesien het, waarskynlik nie. Maar vandag na die kruisiging, na die opstanding, sien 'n mens mos wat jy nou raak lees, wat jy opmerk, en dan besef jy, ek hoef nie te wonder hoe dit sou wees as ek daar is nie, want ek weet hoe dit is. Ek kan vandag leef as iemand van sy koninkryk. Maar die goeie nuus is dat ek nie net vir hier leef nie, dat Jesus sê die wat in hom glo, het reeds die ewige lewe. Jy leef reeds vir ewig. En dit is vir die goeie wat vir ons gegee is. Vrydag gaan ons saam wees hier om die nagmaal te vier as die herdenking van die dood van Jesus Christus. Ons nooi julle almal uit om saam te wees as jy kan, om hier te kan wees. En die offer is dan 'n lofoffer wat ons bring omdat ons lief is vir die God wat vir ons sy kinders gemaak het vir ewig, sodat ons die ewige lewe kan hê. Want die goeie van die koninkryk van God is, God se kinders is vir ewig saam met God, vir ewig en altyd. Kom ons sluit af met die laaste lied, die liefdeslied. Ons kan staan terwyl ons dit doen, dan sal ek die seën vir ons uitspreek. Die goeie God wil jy seën, en ek wil graag vra dat jy vir die mense net langs ons sal sê, ons weet nie wat jou situasie is nie, maar jy net langs van jou sal sê, goeie week. Sê net vir een langs aan, goeie week vir jou. Geseënde week. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Ouer en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees, want God is die goeie God. Amen.